Shalom. En so kom ons by Woensdag, die dag van stilte. Die dag waaroor die evangelie swyg. Kom ons sit 'n oomblik stil. Vandag is Woensdag van Heilige Week. En dit is die mees ongewone dag van almal. Want die evangelie is byna stil daaroor. Geen onderrig, geen konflik, geen wonderwerk. Net 'n dag. Geleerdes noem dit soms Spioenwoensdag. Die tradisie dat Judas sy verraad op hierdie dag gefinaliseer het. Maar ons weet dit nie met sekerheid nie. Wat ons wel weet, is dit. Jesus het gerus of voorberei. Of eenvoudig gewees in die geselskap van sy vriende in die dorpie Betanië voor die storm van Donderdag en Vrydag. Richard Rohr leer dat transformasie nie altyd in die dramatiese oomblikke gebeur nie. Het gebeur in die verborge oomblikke, in die dae wat nie die nuus haal nie, in die gewone ure, wanneer niks blyk te gebeur nie, maar alles voorberei word. Hy skryf, niks wat nie gesterf het nie, sal opgewek word. En soms gebeur die sterwe stil, op 'n Woensdag, sonder 'n gehoor. Denise Ackerman in haar boek praat van gewone seëninge. Die subtitel wat sy gekies het vir haar verhaal van geloof in die moeilikste jare. Nie buitengewone seëninge nie, gewone seëninge. Die koppie tee gebring deur 'n vriend, lig deur die venster, die hand wat joune vashou in die donker. Sy het geleer om God te soek nie in die skouspel nie, maar in die klein Woensdag oomblikke wat die wêreld miskyk. Rohr noem dit kontemplasie. Die oefening om te sien wat werklik daar is, sonder die geraas en die vertoon. En Woensdag, die tussenin dae, die dae van rus en verborgenheid. Dis waar kontemplasie woon. So vandag is jou uitnodiging eenvoudig hierdie. Moenie probeer om die stilte te vul nie. Laat die Woensdag wees wat dit is. Stil. Ongehaas. Onopgelos. Laat jouself 'n rukkie in Betanië wees. Voor die storm kom. Rus. Ons sal weer diep asem. Shalom.